vra, as die woorde wat ons vanoggend lees nie vir jou aanstaan nie, omdat dit nie uit die Bybel kom nie, vra ek nog net, sit net en luister na die mooi storie, want dit is 'n mooi storie, jy kry jy storie verniet. Jy hoef nie daar buite te gaan sit nie. So luister net na die storie, vir die wat 'n geestelike oor het, sal al die waarheid, wat binne in dit verborge is, sal dit ook sien. Soos iemand my gister gewys het na die lesing, op 'n geestelike ding wat hy gesien het, in die 2 vrouens, wat dood aangetref is in die see, wat ek nie eens gesien het nie, nie dat ek sê ek moet alles sien, maar dit is so baie dankie. Ons is dan vanoggend op 6 Mei 2026, lesing 5 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons het nou gister gelees, dat die mense het nou die visvangs gehad saam met Joshua. As jy saam met Joshua gaan visvang, dan kry jy altyd baie visse. Dit is die les, ons is vissers van mense, en as jy in sy naam gaan en nie in jou eie naam nie, dan sal jy ook 'n groot visvangs hê. Nou die volgende opskrif is die spioene van Herodes. Ons moet nie vergeet wie Herodes is nie, hy is die koning van daai tyd van Judea. Hy was nie 'n Judeer nie, hy was 'n Griek, van Griekse afkoms. Maar hy was 'n baie wrede man, en sy pa was die een wat al die kindertjies onder 2 jaar vermoor het, net om Joshua dood te maak, want hy nie kon reg kry nie, want Joshua en sy ouers het gevlug na Egipte toe. Maar dis hoe wreed hierdie ene is, die seun van daardie ou Herodes. Ons lees dan hoofstuk 9. Die ou Markus kom egter die huis uit, waar hy reeds vir die middagete voorbereidings getref het, na my toe en sê baie saggies, Meester, vergeef my as ek u met my versoek effens steur. Ek, Joshua, Jesus sê vir hom, vriend, gaan maar en sê vir die spioene van Herodes, wat agter jou huis loer, die seun van die mens handel en spreek openlik voor die oë en die ore van die hele wêreld, en wil dit dan ook met niemand wat vir geheime sake is, bespreek nie. Wie dus met my wil praat en oor iets wil beraadslaag, moet na my kom en ook baie openlik praat en handel. By my word daar niks stilletjies en geheimsinnig in die ore gefluister, of in die verborgene gehandel en beraadslaag nie. Dit is slegs maar 'n doemwaardige gewoonte van die kinders van die wêreld, wanneer hulle iets slegs voor oë het, en hulle self nie gou en openlik genoeg daarmee blootstel nie, omdat hulle vanweë hulle bose planne bang is vir die mense. Ek gaan egter openlik te werk, en sê alles hardop, en het geen angs vir hulle nie, omdat my bedoelinge met die mense goed is. Gaan dus en sê die snode verraaiers wat ek nou vir jou gesê het. Nou hier is 'n baie belangrike boodskap, want soos wat Joshua hier die woord verkondig, is dit ons opdrag om dit ook openlik, hardop, reguit en duidelik vir die mense te verkondig. Ons behoort nie aan geheime organisasies nie, want hier sluit hy ook in die groot gevangenis waarin die kerke sit van geheime organisasies. In ons land was dit die Broederbond, is nou die Afrikanerbond, maar ek weet nie of hulle veel beteken nie, maar die Vrymetselary het dit oorgeneem. Vrymetselary het die hele kerksysteem in hierdie land oorgeneem. En daar is baie goeie bandjies daaroor gemaak. Ek het die CD's hier by my, as iemand dit wil bestel, of wil kyk op sy rekenaar. Die goed is gedoen deur Eben Swart, en die 3 CD's is Vrymetselary, die Hemelkoningin en Sonaanbidding. En jy sal verbaas wees as jy kyk dat elke kerk se simboliek, hulle simbole wat hulle gebruik, kom uit Vrymetselary uit. Jy sal verbaas wees as jy onder in die Kaap gaan en na al daai ou staatskerke, of dit nou NG of Hervorm is, alles simboliek
van vrymesselary. En dit is hoe hulle dan ook werk. Hulle is in geheimenisse ingewy, wat die ander lede van die gemeente nie mag weet nie. En dit maak hulle 'n bietjie verhewe. O nee broer, jy het nie die vlak van ons kennis, jy kan nie hierdie goed weet nie. Dis alles van Satan af, en dis manipulasie. Selfs mense wat ons nou al self in ons gemeente gekry het, dan kry hulle woord van Vader, want ons glo by die dogter van Sion, dat die Vader innerlike woord vir ons kan gee. As jou siel op so 'n vlak is, dat hy met jou kan praat, dan kan hy vir jou 'n baie belangrike boodskap gee. Dan kom die mense en dan sê hulle, ek het nou so 'n belangrike boodskap van die Vader gekry, maar ek mag dit nie met jou deel nie. Net daar moet jy weet wie's nou besig om te praat. Die een, die vors van die leuen, die vors van manipulasie, die vors van eie ek. Ek is beter as jy. Wanneer iemand die woord van Vader ontvang, moet hy juis die nederigste, sagmoedigste en geduldigste mens wees wat daar is. En dit is sy werk. En ek wil daarby voeg, is daar baie van hulle, ek kry nie die innerlike woord nie, Vader het vir my 'n ander taak gegee. Dan tree hulle uit, daai opdrag uit daai gawe wat hulle gekry het om die innerlike woord op te neem, dan word hulle ook sommer regters. En word daar vir mense gesê hoe en wat hulle moet optree. En hoor nou mooi, daar is altyd die, jy moet dit doen. Vader se woord is altyd, nooit gedwonge nie. Is, jy het 'n vrye wil. As jy dit doen, sal jy die voordele daarvan kry. As jy dit nie doen nie, gaan jy die nadele daarvoor kry. Soos ons het die geval gehad, ek kan maar net een noem. Vader het 'n vrou gesê, jy moet jou man verlaat en 'n ander man vat. Jy moet. Dis nie so nie, dit werk nie so nie. Vader sal nooit iets teen sy orde sê nie, en Vader sal nooit iets vir jou sê, jy moet dit doen nie. Besop vir mense wat kom daarmee. En dit glip uit. Ons het reëls op die plaas, wat ons moet hê, om hierdie plek ordelik te laat verloop, maar niemand sal jou dwing, en sê, jy moet in Yeshua glo, en al die dinge wat ons hier doen nie. Is 'n vrye wilsbesluit, wat jy moet neem. Openlik sal ons die woord verkondig, en jy het die volste reg om dit openlik op te neem, en jou eie te maak, of jy het die volste reg om dit te verwerp. Dan gaan jy maar 30 dae verveeld wees, praat ek nou van die nuwe mense, en dan gaan jy nie kan wag tot jou 30 dae om is nie, en dan gaan jy maar weer met jou lewe aan. En dan kan ek net vir jou sê, die koninkryk het naby aan jou gekom, maar jy het weer verder gegaan in die wêreld. En dit is ongelukkig wat met die meeste van ons mense gebeur. Dit is daar so nog in die eerste paragraaf. Nommer 3. Hoe is dit nou by nommer 3? Markus buig diep voor my en gaan heen om sy opdrag nougeset uit te voer. Toe hy hierdie boodskap van my aan die spioene, wat deur Herodes in alle windstreke agterna gestuur is, dis nou om Yeshua te vang, né? Baie ernstig in hulle valse gesigte grom, sê een daar uit die groep, vriend, jy skyn nie te weet dat ons van Herodes alle volmag gekry het, selfs oor lewe en dood, en die reg het om elke brutale, weerspannige persoon dadelik te dood. Markus sê, geld dit ook vir Romeinse burgers, soos wat ek is. Die brutale woordvoerder sê, indien ons hulle dood, word ons nie deur Herodes tot verantwoording geroep nie.
Markus sê, daar is soveel te meer deur Elohim en die Romeinse opperstaatshouer Sirenius, wat gelukkig tesame met talle Romeinse maghebbers momenteel al 'n paar dae hier by my vertoef. Wee julle, as julle my huis ook maar met een vyandige vinger durf aanraak. Die brutale een sê, wat vertel jy oor die opperstaatshouer van Rome, dat hy hier sou wees, terwyl hy eers 'n paar dae gelede deur die landvoog aan Herodes die vrye skerp reg laat gee het. Markus sê, goed, heel goed, aanstel sal wel blyk wat daardie reg aan Herodes gegee het. Daarop stuur Markus een van sy seuns na Sirenius. Onthou wie Sirenius is, hy is die hoofregter oor die hele Klein-Asië. Baie magtige man. Daar is nie hoër gesag, die enigste hoër gesag as hy is die keiser self. Hy stuur sy seuns na Sirenius met die opdrag om alles dadelik aan die opperstaatshouer te meld. Toe Sirenius die verhaal met verbete woede aanhoor, gee hy dadelik aan Julius opdrag met 100 soldate dat hulle die ongeveer 30 spioene op staande voet gevange moet neem en elkeen wat nie dadelik sy wapens wou inhandig en wat hom nie wou oorgee nie, onverbiddelik te dood. Nou Yeshua staan daarby en hy sê, nie dood nie, maar wel gevange neem. Dit word dadelik ten uitvoer gebring. Toe die spioene die Romeine woedend op hulle afstorm, wou hulle vlug, maar hulle slaag nie daarin nie. Die Romeinse soldate roep hulle luid toe, dat as een hom sou verset, hy sonder barmhartigheid of medelee doodgemaak sou word. Hierdie woedende en ernstig klinkende belofte het die regte uitwerking, want die brutale spioene gee hulle self oor, word dadelik met toue en kettinge geboei, en so met vertwyfelde gesigte deur Markus en Julius aangejaag tot by die opperstaatshouer. Nou, ek kan nie anderste as ek nou kyk hoe hierdie spioene en soldate van Herodes, dat hulle so brutale moordenaars is en van Herodes die reg gekry het om te vermoor, dat in dieselfde lyntjie nou is die Herodes eintlik Netanyahu. En as ons kyk hoe het hulle in daai Gaza streek Palestynse kindertjies en vrouens ongenadeliglik voor die voet vermoor het. Daar's dokters wat getuig dat hulle sê hulle het soveel skietwonde behandel en skietwonde gesien van lyke wat inkom. En dit is alles kopskote of borskote by die hart, deur sekuur te mik vir die plek wat hy die vinnigste dood gaan. En dis vandag nog net so, die moderne Herodes het geen genade nie, net so min as wat hy vir die 2-jarige seentjies, hierdie ou se pa, gehad het hulle dit ook vandag nog geen genade vir 'n verwagtende vrou en vir jong kindertjies nie. En dit strek verder as ons kyk na die oorlog wat dan deur Amerika gevoer word saam met hierdie Herodes, en ons kyk hoe hulle onlangs hulle versiere gestel het. Dis nie per ongeluk nie. Hulle het reguit gegaan vir 'n laerskool van meisies. En hulle het iets soos 160 van daai klein meisietjies het hulle doodgeskiet of doodgemaak deur 'n bom of deur 'n missiel. Dit is wie ons vandag nog steeds sien. En wat daar in die kleine afspeel, sal ook in die groote gebeur, as daar nie iets gaan plaasvind wat hulle stop nie. As daar nie iewers in die wêreld 'n mag sal opstaan wat hulle teestaan nie. So, kyk na die geskiedenis en kyk van vandag na die nuus, en jy sal verbaas wees om te sien wat vandag aangaan is maar net 'n herhaling. Toe hulle
so voor Sirenius en Cornelius en Festus staan, dit is nou die groot koppe van die Romeinse Ryk, vra Sirenius met die gebruikelike erns van 'n Romeinse diktator: waar is julle volmag en die opdrag waarin staan dat julle die profeet van Galilea in al sy doen en late moet agtervolg? Die aanvoerder, wat Zinka heet, antwoord: Meester, geknel aan hande en voete kan ek dit nie vir u uit my verborgde sak haal nie. Laat my boeie losmaak, dan sal u dit kry, sodat u kan besef dat ook ons 'n gebieder agter ons staande het, wat ons beveel, en dit moet ons gehoorsaam, omdat hy van u Romeine die reg vir baie geld gekoop het, om in u plek ook meester oor ons lewe te wees, en sonder om aan u verantwoording af te lê, na willekeur te kan laat doodmaak wanneer hy maar wil. Wat ons aanbetref, kan daar 10.000 profete deur die hele Galilea rondswerf. As hulle ons met rus laat, sal ons hulle ook beslis geen haar krenk nie. Maar as 'n magtige gesagdraer ons ontbied, ons vir goeie geld in diens neem, en ons by weiering van diens egter deur sy talle skerp regters ook selfs kan laat doodmaak, dan lyk dit heel anders. Dan moet ons elkeen tot lewe en dood toe vervolg, ook alles diegene wat vervolg moet word, hoe eerlik. Of begaan u soldate en krygsknegte 'n fout as hulle u bevele om lewe en dood uitvoer? As iemand daarby teenoor Elohim, soos dit daar mag wees, verantwoordelik is, dan kan dit slegs 'n meester, maar nooit sy knegt en troue dienaar wees nie. Laat my boeie losmaak, dan sal ek u dadelik ons volmag laat sien, wat deur Herodes eiehandig in 3 tale opgeskryf is. Eers aan die hand daarvan kan u 'n geldige oordeel oor ons vel. Sirenius laat Zinka losmaak, en hy gryp dadelik in die verborgde sak, haal 'n perkamentrol tevoorskyn, gee dit aan Sirenius en sê: hier, lees en oordeel dan ten aanskoue van elkeen of ons vervolging met betrekking tot die Galileese profeet wettig of onwettig is. Sirenius lees die volmag, wat met die handtekening van Herodes onderteken is. In kort lui dit as volg: volgens die aan my, 4 vors Herodes, deur Rome vir 1000 pond silwer en 100 pond goud verleende mag oor die hele land van die Judeërs, vaardig ek uit en beveel ek, daarby steunend op die duur gekoopte hulp van Rome, wat vir my en my instellings 'n baie gevaarlik lykende profeet van Galilea is, te vang en hom lewend of dood na my toe te bring. In die eerste geval sal ek homself verhoor en sien wat hom dryf. My uitgesoekte geregtsdienaars kry met hierdie oorkonde, wat persoonlik deur my uitgeskryf is, die volste reg om die betrokke persoon op alle weë en strate te soek, te vervolg, te gryp en in geval van verset, tesame met sy aanhang te dood, en om dan ook dood by my af te lewer. Enigeen wat hom oorlewer sal 'n beloning van 300 silwerstukke gegee word, uitgevaardig te Jerusalem in die eie paleis. Zinka sê: wel, hoe vind u dit? Is ons 30 binne ons reg of nie? Nou ja, dit is so, dat 'n soldaat moet doen wat sy bevelvoerder, of in hierdie geval sy koning sê, anders het die koning dan nou die reg om hulle dood te maak of in gevangenskap te sit. Maar dit gaan nou daaroor of hierdie oorkonde wat hy nou vir hulle saamgegee het, of dit eg is, of hy werklik hierdie reg gekoop het. Nou sal ons verder lees. Sirenius dink 'n rukkie na en sê dan: volgens my medewete en toestemming is daar nooit so volmag aan Herodes in die opsig deur Rome gegee nie. Daar is egter na die beste van my wete slegs 'n volmag aan hom gegee, om slegs in noodgevalle
self die skerpreg in sy eie huis uit te oefen. Buitens hy slegs maar in die geval van een of ander sameswering teen ons Romeine, indien die Romeinse garnisoen of 'n siviele regbank te ver van die omstandige plek verwyderd was, en Herodes daar met sy ere en leiwag aanwesig sou wees. Slegs in daardie geval sou hy die streng skerpreg mag uitoefen. Wat is die streng skerpreg? Dit is die doodstraf. Ander naam daarvoor is doodstraf. So dis al wanneer hy die doodstraf mag uitvoer. So lei die volmag wat deur Rome aan Herodes verstrek is, wat ek insaag in het en self onderteken het. Want wat deur Rome vir Asia beskik word, moet deur my hande of deur die hande van 'n afgevaardigde van my gaan, wat my egter van alles wat daar maar kom, so spoedig moontlik op hoogte moet stel. Hierdie volmag verklaar ek daarom van nul en geener waarde, en wel tot tyd en wyl ek uit Rome berig kry, hoe, wanneer en waarom, wat aan my onbekend is, aan Herodes so uitgebreide volmag gegee was, wat ons troue Romeine tereg angs en besorgdheid moet inboesem. Hierdie volmag kry jy nie terug, voordat dit van Rome sal terugkom nie. Jy bly intussen my gevangene. Ook is julle vir julleself volgens wêreldse maatstawwe geen misdadigers nie. Is julle tog werktuie, waarmee die een misdadiger die een gruweldaad na die ander begaan. En vir gruweldade het Rome iemand nog nooit bevoegdheid verleen nie. En sekerlik nie aan jou Herodes nie. Hoekom hierdie gedeelte dan vir ons belangrik is vanmôre, is om kennis in te kry van hoe erg die vervolging teen Yeshua was. In die Bybel het ons maar wel gesien dat die mense hom maar gejag het, maar daar is nie baie detail hieroor nie. So behalwe die tempel wat ook soldate uitgestuur het om hom gevange te neem, wat reg oor die land gejag het vir hom, het ons nou ook hierdie span soldate van Herodes wat hom ook jag. En wat ons nou gelees het, 'n opdrag om hom dood te maak en al die ouens wat saam met hom is, en die lijk vir Herodes te bring. En dis nogal 'n erge ding, wanneer 'n leier van 'n land so 'n volmag uitvaardig om jou dood te maak. En dit is ook in hierdie land gedoen, teenoor lede van die boervolk. En ek het al daaroor gepraat in die verlede, dat het al in Thabo Mbeki se tyd, het hy die opdrag gegee in 'n geheime vergadering, waar een van ons manne gesit het, en wat het gehoor het, en die volmag uitgevaardig het, om ons te jag, en in die tronk te sit, en indien nodig te dood. So, wat in die verlede gebeur het hier met Yeshua, gebeur weer, met hulle, wat nie onder die wêreld mag, en veral nie onder hulle mag wil wees nie. Dit was in 'n vergadering van veiligheid, klomp veiligheidsorganisasies bymekaar, en toe hulle sê, is almal nou onder die nuwe Suid-Afrika, dit het hier in die laat 90's gebeur. Toe word vir hulle gesê vanuit hulle geheime organisasies af, of hulle spionasie organisasies, daar's een groep onder die Afrikaner wat nie onder ons is nie. Hulle noem hulle self Israeliete. En toe Thabo Mbeki sy tas toegemaak, dis die berig wat ek gekry het, hy het opgestaan en hy het net gesê, destroy them, en toe loop hy by die kamer uit. En dit is 'n opdrag van die hoogste mag in die land, om 'n groep mense dood te maak ter wille van hulle geloof. En daai destroy them is oorgeneem deur die ander leiers wat hom opgevolg het. So
hier het ons daarom nou hierdie ding gesien, hoe stop hy? En Joshua het dit natuurlik so bewerk, dat al hierdie goed saamgekom het, en dat hulle in hulle spore gestuit is. Maar nog het hy vir hulle genade, en sê nee, sit hulle net in boeie, moenie hulle doodmaak nie. Vers 21, maar hoe weet ek hoe die Herodese hulle vergunning onder die een of ander vaderlandsliewende voorwendsel misbruik? Die moord op die onskuldige kinders wat deur die ou Herodes begaan is, dien vir my nog altyd as 'n duidelike bewys van die manier waarop hierdie sluwe Griekse vosse weet om hulle self. Vosse is jakkalse, die Rome verleende regte wat tot hulle voordeel strek, te misbruik om die Judeese volk massaal afkerig te maak van die Romeine. O, ek sal weet hoe om Herodes wel binne die perke terug te bring. Dit neem ek my heel ernstig voor. Die ou Herodes het my oud Romeinse sin vir regverdigheid beproef, hoewel ek toe nie baie ouer was as 31 jaar nie. Nou is ek byna 'n grysaard. Ek het meer ervare en ernstiger geword. Nou vind ek streng regverdigheid nog baie belangriker. Nou geld by my heeltemal. Daai Latynse woorde ken ek nie, wat dit beteken, al gaan die wêreld ten gronde, die reg sal geskied. En dit is iets oor die Romeinse reg, wat baie kragtig was, en wat Joshua self sê, vir ordelike menseverhoudinge, was in daardie tyd die Romeinse reg die mees geskikte, om juis hierdie Judeese klomp moordenaars en valspriesters vas te vat. Want as hulle die reg in hulle hande gehad het, sou dit baie, baie erger gegaan het. En daarom het ons ook in ons land, toe ons nog oor onsself regeer het, het ons die Romeins-Hollandse reg gehad. Nog steeds hierdie Romeinse reg, wat aangepas was vir die Hollander en toe later vir ons in Suid-Afrika. Ek sal nou dadelik 2 bodes uitstuur, die een na Rome, die ander na Jerusalem, na Herodes toe, om alle volmagte van Rome op te eis, wat in die hande van Herodes te vinde is. Wee hom en sy knegte, dienaars en knegte van dienaars, as sy volmagte nie met die inhoud van die volmag wat jy my gegee het, ooreenstem nie. En hy vermoed baie sterk dat hierdie volmag is 'n vervalsing, en dat dit glad nie gegee is nie, wat natuurlik 'n ernstige misdaad teen die Romeinse regering sal wees, wat oor hulle heers. Want net soos wat in ons land, het ons ook nou 'n regering, 'n vreemde regering oor ons, en ons is basies magteloos teen hulle wette, want hulle het die reg, hulle het nou wel nie die swaardreg of die doodstraf nie, maar hulle het die reg om 'n mens vir lewenslang in die tronk te sit. En daarom moet 'n mens ook hierdie les ter harte neem. En eintlik is Cyrenius in sy hoedanigheid, is Joshua nou ons regter en ons hulp en beskikker van ons lot. En sal hy elke kind van hom wat erns met hom het, sal hy beskerm teen die aanslag van hierdie bose regering. En ons het al so baie voorbeelde gesien daarvan, waar hulle alles probeer het en niks kon regkry nie. Maar dan moet jy besig wees met wat hy sê ons moet doen. Dan moet jy nie besig wees met onderduipse en geheime wapentogte en allerhande goed wat ons nou in die verlede gesien het in ons volk, en waar hulle niks hulp gekry het nie, hulle het baie lank in die tronk gaan sit. So wees net besig met die evangelie van die liefde onder jou volksgenote, en Joshua sal jou beskerm teen alle aanslag.
nie eers hulle wette waar hulle wit mense verbied om te werk, sal enige gesag kan uitoefen op ons nie. Hy sal dit op een of ander manier sal hy dit moontlik maak. So dis die lesse vir my wat ek hierin sien, dat die wêreld vandag weer in die mag van die Herodese is, die moderne Herodese, en moenie 'n fout maak nie, hulle het ons mense so geïndoktrineer, dat ons dink dat die wat doodgemaak word, die kinders en die vrouens, nee, hulle is reg, hulle is terroriste. Hoe kan jy 'n terrorist wees as jy jou eie land beskerm? Jy is 'n terrorist as jy uitgaan en in 'n ander ou se land gaan goed opbom en mense doodmaak. Ja, dit verstaan ek. Maar as jy hulle land ingaan en daar dade pleeg, wat so gruwelik is soos wat ons elke dag op die nuus lees, dan is jy die terrorist. Per definisie. Iran het nog nie eintlik enige land ingeval oorgeneem nie. Maar Amerika en Israel talle, veral Amerika. Selfs is ons in hierdie land deur die Anglo-Amerikaanse aanslag, Engeland en Amerika, is ons van ons land vervreem, het alle politieke mag van ons al weggevat en is dit aan die swartes oorgegee. By name van 'n man wat hier op en af gegaan het vir meer as 20 jaar en alles bewerk het in ons land, in Zimbabwe wat voorheen Rhodesië was, en in Namibië. En sy naam is Henry Kissinger, 'n Amerikaanse Jood. En dit is hoe hierdie land gesteel is van ons, weggevat is, terwyl ons die oorwinning gehad het in die weermag, het in een nag, het 'n leier al die generaals wat pro-volks was, het hulle afgedank, en die liberales in hulle plek gesit. Ons mense was voor Luanda, hulle het al die liggies van die stad gesien, en niks kon hulle keer nie, toe die Amerikaners vir generaal Constant Viljoen gesê, draai om, klaar, julle gaan terug huis toe. En hy, wat ook gekoop was later, het maar ingeval. En dis die dinge wat ons moet sien, wat is 'n herhaling weer van al die dinge wat voorheen gebeur het. En die enigste een wat ons uit hierdie penarie gaan red, is nie 'n volksleier nie. Want maak nie saak wie opstaan en hoe sterk hy is nie. Hy gaan nie die goddelike gesag met hom hê nie. En hy gaan nie die hemelse gesag hê wat reeds gevestig is nie. So ons wag vir Yeshua. Nie in die wolke, ons het vanmôre dit gesing, maar dit is 'n verborgenheid. Hy kom in die verborgenheid. En hy kom in ons harte. En hy kom deur die woord wat ons vanoggend lees. Maak hy vir ons, hy gee vir ons insig en bemagtig hy ons om oor al die sataniese bose magte te heers. Want hy het reeds oorwin. In Golgotha, op Golgotha het hy oorwin oor al die EFF se bose geeste wat hulle oproep wanneer hulle so toi en sing kill the boer. Maar ons kyk vir die vleis, want ons is so gewoond daaraan. Ons moet kyk na die gees wat hulle dryf, en ons moet daai gees bind in die naam van Yeshua. En dan sal al sy engele onmiddellik daai geeste gryp, en hulle sal hulle uitgooi uit daai wesens uit wat daar toi, al is daar 10.000 van hulle. En dan sal daai wese wat aan daai party behoort, sal soos 'n bedremmelde hond sy stert tussen sy bene trek en weghardloop. En as ons dit besef het, waar ons krag lê, dan kan Yeshua oorwin. En dan kan ons ons land terugkry.
Maar solank ons nog op eie krag vertrou, solank ons nog net na die vleis kyk, na die vlees, en nie na die gees nie, en nie besef dat ons al reeds oorwinning het oor die gees nie, gaan dit nie gebeur nie. Mag Vader gee dat dit vinnig gebeur. Baie dankie.